Groete familie en vriende, julle is hartlike groet in die naam van die Here Jesus Christus. Die Here is op die troon, die Here het ons gedra en ek en u is nog uitgespaar. En ek wil vandag met u lees in die boeke van Lukas 7 vanaf vers 11, die seun van die weduwee van Nain. Die Bybel sê in vers 11, en die dag daarna was hy op weg na 'n stad met die naam Nain, en baie van sy disippels en 'n groot menigte het saam met hom gegaan. En toe hy na by die poort van die stad kom, word daar 'n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was 'n weduwee, en 'n groot menigte van die stad was by haar. En toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer vir haar gevoel, en vir haar gesê, moenie ween nie. En hy het nader gegaan en die baar aangeraak, daarom staan die draer stil, en hy sê, jong man, ek sê vir jou, staan op. En die dooie het regop gaan sit en begin praat, en hy het hom aan sy moeder teruggegee, en vrees het almal aangegryp, terwyl hulle God verheerlik en sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan, en God het sy volk besoek, en die woorde, en hierdie woord aangaande hom het uitgegaan in die hele Judea en die hele omtrek. Ek wil vandag met iemand praat oor hierdie onderwerp, die draers. Die draers. Ek wil praat oor die draers. Die Bybel sê, en daar in die boeke van Lukas 7 vers 11, sê die Bybel die seun van die weduwee van Nain. Die Bybel sê, en hierdie vrou was 'n weduwee, en hierdie vrou het 'n seun gehad. En die Bybel sê, dis die enigste seun van hierdie vrou wat tot sterfte kom. En die Bybel sê dat hierdie vrou, die seun het draers wat die seun op die dragbaar dra. En ek wil praat vandag met iemand wat ingeskakel is deur die tipe draers wat 'n mens in vandag se tyd nodig het om jou te dra. Die Bybel sê, en hierdie vrou se vertroue was op hierdie seun. En die vrou se man is nie meer daar nie, sy het nie 'n familie nie, al wat sy oor het is haar seun. En die vrou het vir haarself gedink dat haar seun sal dan vir haar 'n toekoms, mooi toekoms sal sê, vir die seun sal omstandighede 'n bietjie sal laat verander. En nou kom daar 'n situasie, die Bybel sê, hier kom sterwe hierdie enigste seun ook van hierdie weduwee. En nou is die weduwee in 'n situasie. Meneer en mevrou, miskien het daar 'n broodwinner in jou lewe uitgesterf. Miskien het daar iemand wat jou gehelp het kan bring by jou volgende bestemming, wat jou kan bring by jou volgende deurbraak, is nie meer in jou lewe nie, en daai persoon het uit jou lewe uitgesterf. Miskien is jy nie vandag, dalk voel jy nie soos 'n weduwee nie, maar jy voel soos iemand wat jou teleurgestel het, en jy voel vandag miskien was hierdie weduwee, en jy vra vir jouself, waar is die Here? Hoekom gebeur dit met my? Hoekom gaan ek deur dit? Waardeur ek gaan? En jy vergelyk dalk vandag vir jou, en jy meet jou, en jy sê vir jouself, ek dien dan die Here, en ek het 'n verhouding met die Here, en ek doen wat die woord van die Here sê, maar het voel vir my asof die Here baie ver is. Het voel vir my dat daar nooit deurbraak kom in my lewe nie. Dit voel dan nie dat my omstandighede verander nie. Het voel dan vir my dat asof ek bid en niks bestaan nie, asof ek bid en niks gebeur nie. Maar hier kom die Here vandag, en die Bybel sê, en die Here het hierdie weduwee innig jammer gekry. Ek kom vandag om iemand te sê, moenie laat die duiwel vir jou 'n ander boodskap preek nie, want die Bybel sê die Here het die weduwee innig jammer gekry. Met ander woorde, die Here het geweet waardeur sy gaan, en die Here het al reeds haar toekoms geken. Die Here weet waardeur jy gaan.
Niks is vir die Here, niks surprise die Here nie. Hy weet presies waardeur jy gaan. Hy weet ook wanneer om in te stap in jou lewe, maar hy is altyd daar in ek en u se lewe. Is net ons omstandighede beïnvloed ons so maklik en dit maak ons so maklik negatief, dat ons vergeet van die Here, dat ons houding, hoe ons toelaat, dat ons omstandighede vir ons lieg, maak asof ons nie weet dat die Here is daar nie, maar ek kom verbreek vandag daar die gees van minderwaardigheid oor elke persoon wat ingeskakel is, wat voel soos 'n weduwee vandag, wat voel asof die Here jou vergeet het. Die Here het jou nie vergeet nie, maar Pa, die Here het jou nie vergeet nie. Jong man, die Here het jou nie vergeet nie. Jong dogter, die Here het jou nie vergeet nie. Jy hoef nie te gaan in alcohol en in drugs nie, omdat jy voel jy is op soek na liefde en jy kry nie liefde nie en jy gaan soek liefde op 'n verkeerde plek. Kom vandag om jou te sê die Here het jou nie vergeet nie. Hierdie weduwee dalk gevoel asof die Here haar vergeet het. Ons leef in 'n tyd, familie en vriende, waar ons jong mense onder baie geweldige groepsdruk is, en ons is onder geweldige groepsdruk, en die omstandighede is van so aarde, dat ons liewer voel, ons wil aan die buitekant uitgaan, uit die huis van die Here uit, ons gaan soek liefde op 'n verkeerde plek, maar hoor my vandag, die Here sien alles raak en die Here is altyd daar vir ek en u. Hy weet presies waardeur ek en u gaan, maar wat gebeur is net, ons vergeet dat die Here naby is, want die Bybel sê, hy is baie naby die wat gebroken is van hart. Die Bybel sê, wanneer jy swak is die Here eintlik sterk. Die Bybel sê, in jou swakheid word God se krag volbring. Daar die moment in die boeke van Lukas, in die boeke van Lukas wys die Bybel vir ons dat hierdie vrou het begin twyfel in haarself, twyfel in haar geloof, twyfel in God. Ek verbreek vandag elke twyfelgees oor elke Suid-Afrikaner, dat jy nooit sal twyfel in die Here nie, twyfel in jouself nie, dat jy nie 'n laag selfbeeld oor jouself te het nie. En die Here sê, en die Here sien toe, dat terwyl hy die stad kom besoek het, terwyl die Here die platform gebruik het die platform soos hy die stad besoek het, gebruik het die platform om jou te besoek, gebruik het die platform om na jou te nader, gebruik het die platform om tot jouself, sodat jy kan kom tot jouself. Die Bybel sê, en toes die vrou, hoe Jesus die vrou se seun sien wat gedra word. Ek wil draai deur jou te sê, die eerste draer wat jou moet dra, familie en vriende, in die tyd is geloof. En die Bybel sê, en hulle het hom gedra op 'n draagbaar. En ek wil vandag sê, dat geloof jou moet dra. Maak seker jou eerste draer wat jou in die tyd sal deurdra, familie, is geloof. Want die Bybel sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ek en u moet geloof het. Laat geloof jou dra. Kry jou geloof vandag terug in Christus Jesus en moenie toelaat dat die vyand vir jou langer lieg nie. Geloof moet ons het, en ek maak los vandag die geloof van Christus Jesus oor jou lewe. Mag jy weer geloof kry. Mag die Here jou weer met geloof. Ek introduce vandag 'n draer aan jou geloof. En die tweede vriende, en die tweede persoon is wat die draagbaar dra, is hoop. Van die Bybel sê in die boeke van Jeremia 29, ek weet wat 'n gedagte ek kan gaande jou koester, gedagte en vrede en voorspoed. Ek wil jou 'n hoopvolle toekoms gee, en die Here wil jou weer hoop vandag gee. Daarom gebruik hy die program om iemand te sê, die Here lewe, hy het die dood oorwin, hy sit aan God se regterhand.
Derde vriend wat jou moet dra in die tyd is liefde, familie. Van die Bybel sê dan, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Die einste ding is, wanneer iemand iets vir die Here doen, gaan die vyand alles probeer in sy vermoë, om die 4 draers uit jou lewe uit te neem, sodat jy nie kan vashou aan jou geloof nie, maar die duiwel is 'n leienaar. Jy gaan vandag stap met geloof. En die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so die wat in hom glo, nie hoef verlore te gaan nie. En die 4de vriend wat gedra het, hy draagbaar is genade, want die Bybel sê, in jou swakheid word God se krag volbring, en sy genade is vir ek en u meer as genoeg. En ek wil afsluit deur te sê, toe hulle hierdie seun dra, het die Here gesê vir die draers, geloof, hoop, liefde, genade, staan stil. En ek maak los vandag, laat geloof stilstaan by jou, laat genade stilstaan by jou, laat hoop stilstaan by jou, laat liefde stilstaan by jou. En ek maak dit los vandag oor jou lewe, van vir te lang wil die vyand laat daar die 4 draers uit jou lewe uitstap, maar die duiwel is 'n leienaar. Die Here sê vandag, laat dit stilstaan by jou, en hy roep hierdie verlamde seun, hy roep die dooie seun, wanneer die 4 vriende terug is in jou lewe, sigbaar is in jou lewe, kan jy die dode tot lewe roep. Ek wil afsluit deur te sê, die Here het gesê, jong man, kom uit. En hierdie jong man het hy teruggegee aan sy moeder. Mag die Here die uitsending so seën, dat ek en u vandag tot onsself kan kom, en die Here roep vandag jou tot orde. Alles wat dood was, sê die Bybel, waar 2 of 3 op aarde oor een saak saamstem, so sal dit wees. Die Here roep jou vandag uit jou omstandighede uit. En die Bybel sê, en hy het die seun van die weduwee terugbesorg aan sy moeder. Daarom wil ek vandag vir jou sê, meneer en mevrou, die Here wil dit wat jy verloor het vir jare teruggee aan jou. Al wat jy moet weet, die Here weet van alles, en hy sal jou nooit alleen laat nie, nooit in die steek laat nie. As jy gebed nodig het, kan u die volgende nommer wat u sien op die program, kan u kontak maak, en ons sal met u bid. Weet het, as die Here dit gedoen het vir die weduwee, kan die Here dit definitief vir jou ook doen. Die Here seën jou tot 'n volgende keer. Evangelist Nathan Besuitnout. Amen.